baie welkom volgend in die erediens. Ons het die wonderlike voorreg, sien ek nou my engel ook in die kerk te hê, baie môre welkom hierso. Hier's baie engele. Ons gaan vanoggend saam die nagmaal gebruik, maar voordat ons met die diens gaan begin, wil ek vra of daar so 'n paar kinders, ek sien nie, as ek so vinnig kyk, sê julle, ja, wil jy my kom help? Sal jy? Weet jy om 'n papier te vou? OK, ons is reg. Is daar nog kinders in die kerk wat ek kan vra? Toe maar julle is die kinders wat nou so wegkruip daar agter julle ma nie. Mens vat 'n gewone wit A4 en dan vou jy hom so op sy langste kant. Want vandag is 'n Sondag waarin ons dink dat Jesus die koning is. Die laaste Sondag van die kerkjaar. Dis gelukkig nie die laaste dag van die jaar nie, want dan was ek nou in die moeilikheid en ek dink 'n klomp van julle. Dis die laaste dag van die kerkjaar hierdie week. En volgende week begin ons met die eerste dag Sondag van die nuwe kerkjaar, Advent. En op hierdie Sondag dink ons daaraan dat Jesus die koning is. En as ek so vou, dan lyk dit half soos 'n kerk. So ons dink aan dat Jesus in die eerste plek die koning is van hierdie gemeenskap van ons as 'n gemeente. En binne die kerk, binne ons as liggaam van die Here Jesus Christus, aanbid ons hom as die koning van ons lewens. Maar ons aanbid die Here ook in die huis. So in ons huise is die Here ook die koning, en daar luister ons ook na die wil van die Here, en ons wil graag doen wat die Here van ons vra, omdat ons weet dis die beste vir ons as mense om gehoorsaam te wees aan hom. Maar dan is ons ook in die week by die werk, en by die skool. Dit lyk amper soos 'n fabriek of 'n skool se dak. Ons is ook by die skool, aanbid ons die Here, is hy ons koning. Maar die beste plek om te sê dat Here die Jesus koning is wanneer ons op ons knieë voor die Here gaan, en dit lyk nou eintlik soos handjies wat in 'n gebed is. Wanneer ons bid tot die Here. Maar een van die moeilikste dinge vir ons as mense is, terwyl ons weet dat Jesus die koning van hierdie wêreld is, van ons lewe is, van die kerk is, van die skool, is daar baie seer in die lewe, baie lyding. So eintlik moet ek hom nou skeer, maar dit gaan nou makliker wees om hom te knip. So daar is maar baie hartseer en stikkende dinge in die lewe, wat ons baie keer laat wonder oor Jesus, of hy die koning is, dat hy nou nie al die seer kan wegvat nie. Maar as ons hom nou klaar geknip het, dan kom ons agter as ons nou hierdie geknipte deel oopvou, dat dit 'n kruis maak. En dan besef ons dat dit is hoe Jesus koning is, ook te midde van al die hartseer en die lyding wat daar in die wêreld is. En as ek hom nou so neersit, en ek vat die ander papiertjies wat oorbly, dan kan ek hulle langs die kruis neersit, en dan kom ek agter, maar daai papiertjies maak, nou is jy aan baie nuuskierig, en seker spyt jy het hier voorkom kyk wat ek nou hier maak nie. Dat al hierdie papiertjies wat oorbly, as mense hulle oopmaak, dan maak hulle nog 2 kruise, wat ons langs die kruis van Jesus kan neersit, om ons te herinner, moet ek net my kruis reg draai, as hy, wat ons herinner dat daar nog 2 kruise was, wat langs Jesus was. Die een papiertjie kan ons gebruik om die, bo sy kruis was daar, Jesus is die koning geskryf, so ons, dis om met die bordjie vir die woorde. Dan sien nog een wat klaar gevou is, wat ons die spies maak, wat hulle getoets het of hy dood is. En dan sien 2 blokkies wat oorbly, en dit pak ons, dat dit vir ons wys op die soldate se dobbelstene. En dan sien ons dat dit so lyk, hier op die tafel, hier voor by my. Ons gaan die diens begin met Psalm 72, wat ons herinner daaraan dat Israel altyd hierdie behoefte gehad het. Die ou Israel in die Bybel, die behoefte gehad het aan die Here as hulle koning. En uiteindelik ook vir die Here gesê het, hulle is ook 'n mense koning. En toe hulle die mense koning kry, die Here hulle gewaarsku en gesê, jonge mense koning is nie koning soos ek dit wil wees nie. Kom ons luister na Psalm 72, wat sê, dis 'n Psalm van Salomo. O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel, u magteloses met billikheid.
Mag die koning wees soos reën wat neerdal op 'n gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer, daar sal vrede en oorvloed wees, tot die maan nie meer daar is nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges. Die lewens van behoeftiges sal hy bevry, van onderdrukking en geweld sal hulle lewe vrykoop. Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Broers en susters, mag daar genade en vrede wees van hom wat was en wat is en wat kom, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons gaan saam lees uit Lukas 23 vers 33 tot 40. Voordat ons saam lees, kom ons raak saam stil. Here, ons kniel hier aan u voete neer en ons hoor die hemelkore. 'n Loof en prys en roem u eer oor ons, een so verlore. U liefde is onpeilbaar groot, dit ons sien nie om te ly nie. Geen kruistyd u, geen vloek, geen dood om sondaars te bevry nie. U lam wat vir ons sondes boet, oorwin die hel se magte. U koop ons met u dood, u bloed uit duisende geslagte. Tot priesters deur u bloed gewy, is al ons skuld vergewe. U maak ons konings heel en vry om tot u eer te lewe. Here, dankie dat ons vanoggend met hierdie brood en wyn die werklikheid kan herdenk van u dood aan die kruis. Dat ons daarmee saam vir onsself kan herinner dat ons nie sonder antwoorde is vir die vrae en die lyding en die swaar van ons lewe nie. Maar dat ons hoop in u is. Here, waar ons die kerkjaar vandag afsluit en volgende Sondag begin met Advent, die verwagting van die koms, wat ons deel met al die geslagte wat voor u koms geleef het. Dat ons kan terugkyk, maar ook vorentoe kyk met 'n verwagting dat u weer kom. Here, help ons om te glo dat u die koning is. Help ons ook om te sien wat 'n soort koning u is. En mag dit ons vul met dankbaarheid, met blydskap, met verwondering en met lof. Mag ons u aanbid vir wie u is, Here. Amen. Ons gaan saam lees uit Lukas 23 van vers 33 tot 43. En dis vreemd om hierdie tyd van die jaar
'n lydingsteks te lees. Maar hierdie Sondag is die Sondag waarin ons die koningskap van Jesus Christus herdenk, en om sy koningskap in perspektief te kry, help dit ons dat ons op hierdie Sondag weer dink aan Jesus se kruisiging. Vers 33, toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en vir ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig, ons word reg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Van 12 uur af het dit donker geraak tot 3 uur toe. En 3 uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Nadat hy dit gesê het, het hy sy asem uitgeblaas. Al was 'n Romeinse offisier wat daar gestaan het, die centurio, wat gesien het wat gebeur het, en hy het God geloof en gesê, waarlik, hierdie man was onskuldig. As 'n mens praat van Jesus as die koning, en julle die woord koning hoor, dan is daar bepaalde gedagtes in julle kop. 'n Mens dink aan koning, en jy dink dadelik aan status, aan mag, aan gesag, aan imposante kastele en paleise, van iemand wat ons dag met deftige voertuie rondgery word, met leiwagte, met 'n klomp mense wat heeltyd rondom daai persoon is, en hy kan hulle opdragte gee, want hy oefen geweldige invloed uit. En daarom aanvaar ons dat so 'n persoon daai status het, daai gesag het, daai mag het, daai aansien het, en ook in daai kringe beweeg, waar daar weelde is, en waar mense geïmponeer raak deur hierdie geweldige mag en status wat hierdie persoon het. En nou kyk ons na dit wat ons in Lukas 23 lees, en ons sien 'n kruis, ons sien iemand wat geweldig verneder word, wat verwerp word deur die gemeenskap, die Romeinse ryk, sy eie mense, die Jode, iemand wat gemartel word. En 'n mens dink hoe hy publiek hierdie vernedering moet verduur. Hy hang daar aan 'n houtkruis. Hulle het sy klere, sy boklere van hom weggeneem. So hy hang eintlik maar kaal in sy onderklere daar. En as 'n mens jou vir 'n oomblik indink, as jy so 'n figuur moet gare slaan langs die pad. In ons tyd word mense nie langs die pad gekruisig nie. Die Romeine het dit gedoen om die boodskap uit te stuur met geweld en mag. Dat dis wat met jou gebeur as jy doen wat hierdie mens gedoen het. En die boodskap moes uitgaan aan die hele volk dat dit is die straf wat jy sal verduur. Hierdie vernedering, hierdie verwerping, hierdie swaar martelaarskap wat jy op jouself sal ervaar. En as 'n mens nou in jou geestesoog so daar verby Jerusalem stap, verby Golgotha, en jy sien hierdie kruis, nog 2 kruise en die 3 figure wat daar hang. En jy weet, dis wat die Romeine doen aan mense wat regtig hulle aanstoot gee. Dan sou mens voel, maar dis verskriklik wat deur hierdie mense gaan. Miskien sou jy dink is geregverdig, hulle verdien dit. Maar niks in jou sou dink dat iemand van daai 3 'n koning is nie. Tensy dit miskien 'n staatsgreep is, of iemand sy hand oorspeel het, of die koning
korrup was en hy word reggestel. Dit sou ook nie gebeur het sonder 'n staatsgreep nie. Of daar het iemand anders aan bewind gekom, 'n ander volk het julle en nou so hang 'n koning daar, maar dan sy lank nie meer die koning nie. Dan sy gestroop van alles. Mens kan nie daai prentjie assosieer met 'n koning nie. Niks in jou nie. Niks in jou nie. En as Lukas die evangelie skryf, dan is Lukas absoluut oortuig van en die hele evangelie verkondig dit dat Jesus wel 'n koning is. En dan sal 'n mens moet vra, maar wat is fout met die prentjie? Of hy is dit nie? En dan verstaan ek dat as iemand nie 'n koning is nie, dan kan hy so iets oorkom. Maar as ek vir 'n oomblik moet dink hy is 'n koning, dan beteken dit dat daar 'n fout is met my idee van wat 'n koning werklik is en werklik moet wees. Dan moet ek vra, maar het ek die regte prentjie van die soort koning wat Jesus is, as hy dan 'n koning is, dit werklik is? Kan ek die kruis en die koning bymekaar bring? Is die kruis dan 'n troon? Is die doringkrans 'n kroon? Is dit moontlik? As 'n mens luister wat in hierdie teks gesê word, dan is dit baie ironies en is doelbewus dat die mense wat na Jesus kyk en nie 'n koning sien nie, en wat hom spot en hom laster en eintlik vir hom koggel en sê toe, jy wat almal kan red, jy kan jouself eers red nie. Die ironie is dat hulle heeltyd goed sê wat die Bybel vir ons heeltyd oor Jesus verkondig. Dat hulle eintlik alles ego wat Lukas se evangelie oor Jesus verkondig, terwyl hulle dink dat hulle koggel vir Jesus, hulle spot vir Jesus. Dan gebruik Lukas hulle woorde eintlik in die evangelie om ons te help om vir Jesus te kan sien vir wie hy is. Die volksleiers sê smalend, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. As hy die Christus, die gesalfde is, die Messias is van die Jode. As hy dit is, laat hy homself red. As hy die een is wat God gekies het om die dienaar van God te wees, om die leiding van die wêreld op hom te neem, om verlossing te bring, bevryding vir die volk van die Here. Laat hy dan van daai kruis afkom, laat hy homself bewys as een met mag en met gesag, wat dit kan doen. En eintlik in daai woorde help hulle ons om te sê, maar dis eintlik wie Jesus is. Hy is die Messias. Hy is die uitverkorene, hy is die Christus, die gesalfde. Dis net verskillende woorde, Messias in Hebreëus en Christus in Grieks, maar dit beteken dieselfde. Hy is die gesalfde, hy is die een wat God gekies het om bevryding te bring. En nou spot hulle hom daarmee. Die soldate is soldate van die Romeinse ryk, hulle is nie Jode nie. Hulle is nie besig om hom te koggel met godsdienstige terme nie. Hulle gebruik politieke terme. Hulle dink aan iemand wat 'n rebel is, wat wil opstaan namens die Jode en die Jode mobiliseer om in opstand te kom teen die Romeinse ryk. En hulle koggel hom en sê toe, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Heeltyd hierdie herhaling, iewers kom redding heeltyd ter sprake. En dan staan daar dat selfs bo hom het Pontius Pilatus dit laat skryf. Hy is die koning van die Jode. Christus, verlosser, uitverkorene, koning van die Jode, spot hulle hom, praat van redding. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos die Christus of hoe? Nou toe, red jouself. En terwyl jy doen, sommer vir ons ook. Jy is mos die Messias, die gesalfde, die een wat gestuur is om te red. Wat ons in hierdie gedeelte sien oor Jesus, wat die koning is, wat God beloof het, is dat hy 'n soort koning is, wat so anders is as die leiers wat ons in ons wêreld ervaar. Mense wat mag het, wat gesag het, wat invloed kan uitoefen oor ander. Mense wat dikwels hulle gesag en hulle mag gebruik om hulle eie posisie te bevorder. Wat baie keer besluite neem en opdragte gee ten koste van ander, tot voordeel van hulle self en die groep wat hulle verteenwoordig. Mense wat baie keer nie moed het om die regte ding te doen nie, en bereid is om maar die verkeerde ding te doen, terwille van hulle aansien, hulle status, om dit te behou. Jesus is nie so nie.
En vir ons as gelowiges beteken dit geweldig baie om dit te sien in hierdie gedeelte, waar daaroor hom getuig word. Dat alles wat Lukas ons vertel, en hy laat toe dat hulle hom spot, hy vertel dit vir ons, hy wil hê ons moet hoor. Hoe is die mense van hierdie wêreld? Hoe sien hulle 'n koning, 'n leier? En dan wys Lukas vir ons deur die Gees dat Jesus is anders. Hy's 'n koning wat vergewe. Hy's 'n koning wat mense nader trek na hom toe. Hy's 'n koning wat alles wat hy doen, word gemotiveer uit liefde. Die misdadigers wat aan sy regterhand, aan sy linkerkant gekruisig is, as Jesus daar tussen hulle hang, en hulle het nou net vir hulle gekruisig, en hy kyk na die mense wat daar is, hy kyk na die soldate, dan hoor ons die woorde wat uit hom uitkom, is nie verwyte nie. Dis nie selfregverdiging nie. Dis nie 'n pleitroep. Dink weer, ek is onskuldig. Hy kyk na hulle en hy praat met die Vader en hy sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie wat besig is om hier af te speel nie. Hulle koppe is vol met dit wat hulle voor oë het. Maar die groter werklikheid van dit wat hier gebeur, snap hulle glad nie. Vergewe hulle. Iemand skryf so mooi, Jesus Christus vergewe, hy hang aan die kruis, hy's gekroon met 'n doringkroon, sy klere is verdeel en geloot, hy's gemartel, hy's bespot. En steeds kies hy, want dis waarmee hy besig is, alles waarvan hulle hom bespot het. Hy is die Messias, hy is die Christus, hy is die gesalfde, hy is besig om te red, terwyl hulle dit nie sien nie. Die een wat hom bespot langs hom, wat vir hom sê, as jy die Christus is, red jouself, red sommer vir ons hoop. Besef nie, dis presies wat hy besig is om te doen. Vir hom ook. Vir hom ook. Vader, vergewe hom. Hy weet nie wat hy sê nie, hy weet nie wat hy doen nie. Maar juis omdat Jesus is sy hele ingesteldheid en sy hantering van mense is van genade. Hy het nie, sê Johannes, gekom na die wêreld om die wêreld te oordeel nie, maar om te red. Om genade te bewys. En dit is die manier waarop Jesus, dis die soort koning wat Jesus is. 'n Koning wat nie mag gebruik en geweld gebruik om sy posisie te verseker en om sy wil af te dwing op mense, baas te speel en al die mag en gesag wat aan hom toegedeel is daarvoor inspann nie. Maar een wat bereid is om homself terug te sit, uit die prentjie amper taal, om te sê, het gaan nie oor die koning nie. Dit gaan oor wat net die koning kan doen. En dit is om sy mag en sy krag te gebruik, om genade te bewys, want niks anders mense kan help nie. Want niks anders mense gaan red nie. Waar hulle self nie daartoe in staat is nie. Net hy kan dit doen. En daarom pleit hy nie, hy roep nie, hy skel nie, hy vloek nie, hy raak nie verbitterd nie. Hy kerm nie. Hy skalm, want hy het al gisteraand hierdie pad gestap saam met sy Vader. En hy bid, Vader, vergewe hulle. Vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons sien ook hoe Jesus selfs binne daai situasie waarin hy is. En 'n mens moet eintlik nou 'n dag uitsit en gaan sit in daai omstandighede en jouself indink deur die evangelie lees. Jou dit voorstel wat alles gebeur hier en dit gebeur regtig. Dit gebeur regtig met hom. Dat hy aan die kruis hang, hy ly, hy's 'n mens. Hy's 'n mens, hy dors. Hy voel hoe sy kragte uit hom uitgaan. Maar dan begin die ou Jan sy aan een van die kante van hom met hom praat. En nadat daai een gesê het vir sy medemisdadiger wat reg geoordeel is en tereggestel word, want hy vir hom sê, jong, die Here is hier. Jy moet dink wat jy sê. En hy na Jesus toe dra en vir hom sê, Jesus, dink aan my. En hy gebruik Jesus se noemnaam, Yeshua. Dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En dan dink ek, wat sou hom dit laat sê? Wat sou vir hierdie man wat net soos Jesus aan die einde van sy lewe is,
Dis ernstig, dis 'n doodloopstraat, al die deure het vir hom toegeklap. Wat in daai oomblikke sal hom na hierdie man laat kyk wat hier langs hom hang en hom oortuig om vir daai Jesus te sê, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Niks aan Jesus lyk soos 'n koning met 'n koninkrykie. Maar iets aan Jesus oortuig hierdie man en hy luister hoe hy gespot word en iets in hom begin groei wat sê maar Jesus kan wees wie hulle sê hy is. En sonder dat hy weet hoe daai koninkryk kan lyk en hy kon nie 'n verwagting hê, hy kan sien Jesus is ook besig om te sterf soos hy. Maar iets in hom hoop en hinker daarna dat daar hoop is vir hom. Dat al die deure wat in sy lewe toegeklap het, dat daar 'n deur van hoop kan oopgaan voor hom. En dat Jesus die een kan wees wat daai deur oopmaak. En dan antwoord Jesus hom. En hy sê amen, laat dit so wees. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai paradys woord is 'n woord van die Perse. Hulle gebruik die woord paradys vir 'n tuin. En dat Jesus in sy eie lyding, in laaste oomblikke, dat hy dit binne in hom het. Dit kom net. Dis sy manier, dis die soort mens en die soort koning wat hy is. Dis waar hy vandaan kom van God wat so is. Wie my sien het die Vader gesien. En hy trek hierdie man aan die kruis nader. Nou, ons weet nie hoe ons hy vandag moet verstaan nie, want hy kan sê, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Of hy kan vir hom sê, ek sê vir jou vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Mens kan hy vandag op twee maniere interpreteer, dit maak nie saak nie. Wat Jesus doen is om hierdie man in hulle albei se laaste oomblikke, anders as die ander rondom, wat hulle spot en wat verwerp, wat verneder, bemoedig Jesus, bevestig hy, troos hy, gee hy 'n hoopvolle gedagte vir iemand wat besig is om te sterwe. En dan sien ons, iemand skryf daaroor net so mooi, dis nie die harde stemme van die soldate, die raadslede en die misdadiger, wat 'n mens nader trek nie. Dit stoot 'n mens af, jy sien die hardheid, die gewelddadigheid, die liefdeloosheid. Nee, dit is Jesus se reaksie op hulle opmerkings, wat so duidelik met ons praat, wat ons aantrek, wat vir ons aantreklik is. As 'n mens moet kies tussen al hierdie figure, klanke wat jy hoor en die goed wat gesê word, dan verras dit jou dat jy die meeste aangetrokke voel tot die een wat hang in die kruis. Die halfkaal man wat hang in die kruis, wat besig is om te sterf, is die een wat die aantreklikste is in hierdie toneel wat afspeel. En wat agter dit alles lê, agter hierdie genade, die vergifnis, hierdie uitreik, selfs in jou doodsoomblikke, in jou sterwensoomblikke. Dit wat agter dit alles lê, is dit wie God is. 'n God van liefde. 'n God van liefde. En terwyl Jesus daar in sy laaste menslike oomblikke aan die kruis hang, is dit wat van nature uit hom vloei, vanuit sy godheid, vanuit sy wese uit. Ook as mens, seun van God, seun van die mens, is dit wat uit hom vloei, hierdie liefde vir mense. Die misdadiger sê, in ons geval is dit regverdig, ons word reggestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Die Romeinse offisier bevestig het nadat Jesus sy asem uitgeblaas het. Hy sê, waarlik hierdie man was onskuldig. Al wat Jesus daar laat hang, is nie sy skuld nie, is sy liefde. Dis sy liefde wat hom daartoe dring om hierdie pad te stap. En Lukas stap die pad haastig. As Lukas begin met sy evangelie, dan sien ons, hier's net een pad en dis die pad na die kruis toe. Jesus se liefde dring hom om in my en jou plek in daai kruis te gaan sterwe. En dit sien hierdie misdadiger raak. Dit sien die mense raak wat oënskynlik buitestanders is. Jesus se eie mense, die Joodse leiers, die volk wat daar staan, ons hoor niks van hulle nie. Maar aan die einde lees ons dat hulle het op hulle bors geslaan en bedroef weggestap. Soos mense wat treur, wat hartseer is oor wat gedoen is. Wat weet dit was nie reg nie.
Maar dis die buitestanders, die misdadiger, die Romeinse offisier wat bevestig dat hy onskuldig is, dat hy in sy liefde daaraan. Jesus Christus het lief. Christus se koningskap lê nie in die vertoning van mag nie, maar in hierdie daad van diensbaarheid, nie in selfsug nie, maar in selfopofferende, dienende liefde. Moet nooit twyfel daaraan dat Jesus 'n koning is nie. Maar weet, hy is voorwaar nie 'n koning soos die konings van hierdie wêreld nie. Jesus Christus is 'n koning wat vergewe, wat vol genade is, wat mense na hom toe trek, wat aantreklik is vanuit sy liefde. En wat alles wat hy doen, selfs in die manier waarop hy dien, waarop hy homself laat verneder, wat homself laat teregstel, is Jesus Christus besig om sy liefde uit te leef teenoor mense. En daarom moet ons hom aanbid. Moet ons hom loof en prys. Moet ons nie vir hom skaam nie. Moet ons nie vir sy kruis skaam nie. Want hy is alles wat hulle van hom getuig daar aan die kruis. Hy is die Christus, die Messias, die uitverkorene, die verlosser. Alles wat hy daar doen, is hy besig om te doen wie hy is. Hy is besig om te red 'n wêreld wat verlore gaan in sonde. Daarom, as Johannes sy openbaring skryf, aan die einde van ons Nuwe Testament is dit ingebind. Dan groet hy die gemeentes daar in Klein-Asië en hy sê genade vir julle, vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, Jesus die Messias, die verlosser, die betroubare getuie. Jy kan alles glo waarvan hy getuig. Die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Of hulle dit wil erken of nie, hy staan kop en skouers bo hulle uit. Aan hom wat ons lief het, en ons deur sy bloed van ons sonde verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God sy Vader, aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Broer en suster, as dit die soort koning is, wat ons koning is, hier in die kerk, by die skool, in ons werk, wat reg oor die wêreld, te midde van al die lyding, die oorsaak van die lyding op hom geneem het, die sonde skuld, die dood as straf op die sonde. Hoe lyk ons as sy koninkryk, as sy volk, as sy mense? Wat 'n soort koninkryk is ons? En dan moet ons vra vir onsself, in watter mate laat ek die Here Jesus deur sy Gees toe om sy genade deur my te laat vloei? Hoe ervaar mense vir my terwyl ek hier op die aarde is? Is ek iemand wat beïndruk is met mag en met status en met gesag? Is ek iemand wat vir mense graag wil vertel dat ek 'n koningskind is? En dan dink ek aan al die konings in die wêreld en hoe lekker hulle kinders dit het. En wat 'n voorregte hulle kinders het. En met watter karre hulle kinders ry en seiljagte en watter paleise hulle bly. En watter mag en invloed hulle uitoefen en hoe graag almal by hulle wil wees, wat 'n beïnvloeders hulle is. Ons is nie daai konings se kinders nie. Ons is die kinders van 'n koning wat homself heeltyd in die agtergrond kan stel en wat na vore tree met genade. Nie genadeloosheid nie. As iemand 'n fout naby my maak wat op hulle afkom nie, wat met 'n klomp vrees sit oor hoe goed verkeerd gaan in hierdie lewe en wat mense veroordeel en bestraf en mense uithaal. Ek is 'n kind van 'n God wat met genade na die wêreld uitreik. Ek is 'n kind van 'n koning wat mense nader trek met sy deernis, met sy ontferming, met sy liefde. En dat ek vir myself afvra, hoe aantreklik is ek vir mense as kind van die koning? Ervaar mense dat dit dikwels net oor myself gaan, dat ek op myself gerig is, dat ek terwyl ek met die wêreld besig is en selfs die mooiste dinge kan sê. Hulle vertel in die burgeroorlog in Spanje, het van die vlieëniers bomme laat val waarop staan Christus is die koning, op hulle eie mense, terwyl hulle besig is met 'n burgeroorlog. Want hulle het geglo, hulle doen dit in die naam van Christus, voer hulle hierdie stryd, hierdie oorlog.
Is ek so aantreklik vir mense omdat Jesus Christus die koning van my lewe is? Dat mense ervaar, maar ons hoef nie bang te wees vir haar nie. Ons hoef nie bang te wees vir hom nie. Ons kan vir hulle vra, dink aan my, en hulle sal. Dat ons onsself afvra, in watter mate laat ons toe dat Jesus die koning sy liefde deur ons na mense laat vloei. Ons word, sê hy in Openbaring, priesters van die Here. Ons is die mense wat die versoening wat hy bewerk het bedien aan meer en meer mense. Ons hoef nie die versoening te bewerk nie. Tussen God en mens het Jesus dit gedoen. Maar ons is die draers van daai versoening. En in watter mate is ons besig om in te dryf tussen mense? In watter mate is ons besig om sasat te sê vir mense? Moenie vir jou so laat sê nie, ry om. Jy kan baie geld kry as jy hom hof toe vat. Ons mense sê baie goed vir mekaar. Iemand vertel vir my in die week hoe sy broer swaar trek, want hy sê, "Jog, dis 'n haai wêreld waar sy broer swem. Daar is nie genade nie. Hulle wag tot jy op jou knieë is en dan wag hulle nog 'n bietjie, laat hulle dit wat jy het vir nog goedkoper kan vat by jou." Ons is die kinders van Jesus Christus. Die koning wat aan die kruis gesterf het, omdat hy liefde bewys aan mense. Omdat hy mense bevry, omdat hy mense help. En daarom word ons sulke mense. Word ons mense wat hierdie versoening tussen mense bewerk, mense aanmoedig om met mekaar te praat, om vrede na te jaag, om sover dit van onsself afhang in vrede met mekaar te lewe. Om nie toe te gee aan daai versoeking om te skel en sleg te sê, en te beskuldig, en te verneder, en te kruisig nie. Maar om terug te hou en te vra, Here, help my, dat ek nie sal toegee nie. Dat ek u liefde sal uitlewe teenoor mense. En dat ek my nie ten dode sal forceer om dit te doen nie, maar dat ek in gebed voor die Here sal kom en sê, Here, u ken my, dis nie ek nie. Help my. Dat ek my eie ek kan kruisig en toelaat dat u deur my vloei. Daar is so baie goed wat ons kan doen. Daar is so baie energie wat ons het om te gebruik tot redding van hierdie wêreld. En daar's so baie tye wat ons dalk so aan die einde van 'n kerkjaar, aan die einde van 'n jaar, die drempel van 'n nuwe jaar, dat 'n mens so 'n bietjie moet boeke opmaak en vir jouself vra, hoe gaan dit met my genade bewys? Met my mense naby trek, verhoudings wat so belangrik is vir die Here. Dit gaan eintlik net daaroor, oor verhoudings tussen ons en God en tussen ons en mekaar. Hoe belangrik is dit vir my? Hoe belangrik was dit vir my hierdie jaar wat verby is, dat mense die liefde van die Here kon ervaar in die gemeenskap waarvan ek deel is. En dat ons vir onsself vra, wat doen ek volgende jaar? Is dit maar net dieselfde as die jaar wat verby is? Met die magte en die kragte wat rondom my werk, val ek maar net weer in by al die eise wat die lewe stel. Elkeen vir homself en die duiwel vir die res, beter, meer, groter. Of laat ek toe dat die koning van my lewe my gedagtes bepaal, my ingesteldheid bepaal. En ek is baie dankbaar om te sê dat in 'n groot mate sien 'n mens dit onder ons as gelowiges. Dat ons toelaat dat Jesus Christus koning in ons lewe is. Maar dit kom met 'n prys. Ons ontvang nie net die gawes van vrede en genade in die Here se teenwoordigheid en sy liefde nie. Ons ontvang ook die kruis. Ons het ook 'n kruis wat ons moet opneem, waarmee ons vir Jesus moet navolg. Ons het ook lyding wat ons deurmaak, omdat ons dieselfde pad stap as wat hy gestap het. En dis goed so. Paulus sê dit kweek volharding, dit kweek egtheid van geloof. Kom ons neem ons kruis op, nie syne nie, ons in. En ons volg ons koning op sy pad na. Ons gaan vanoggend dan ook vir hom al die heerlikheid en die eer gee, die erkenning deur die nagmaal saam te gebruik, deur dit wat hy gedoen het as Christus, as Messias, die bevryding wat hy aan die kruis bewerk het om dit te ontvang. En wou ons dit gaan doen, ons gaan julle vorentoe nooi en julle kan die nagmaal hier voorkom ontvang. Ek en Drian sal dit vir ons uitdeel. Maar voordat ons dit doen, wil ek net ons herinner aan die betekenis van die nagmaal. Dat die Bybel ons leer dat God ons baie liefhet, dat ons dit weet omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Dat die Bybel ons leer dat Jesus ons baie liefhet.
Ons het nou daaroor gepraat, omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy gedoen op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons. Die Bybel leer ons dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik, sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel wat hy vir ons gedoen het, dat hy aan die kruis vir ons gesterf het, maar ook opgestaan het en lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die wyn en die brood gebruik, sê ons saam vir die Here, dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo, dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe wonderlik dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en steeds doen. Ons kan saam belydenis van ons geloof doen. Ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Kom ons sê dit saam met mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en in ewige lewe. Ek gaan net vir Karin vra dat jy en Nicolien so lank na vore kom. Broers en susters, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Wanneer jy vorentoe kom, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat Jesus se liggaam so gebreek is tot volkomme versoening van al jou sonde. Die beker van danksegging herinner ons aan die bloed van Jesus Christus wat gevloei het vir ons sondeskuld. Wanneer jy voorkom, neem die wyn, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus Christus se bloed gevloei het tot volkomme versoening van al jou skuld.
Julle is baie welkom. Alison gaan vir ons orgel speel en dan kan julle soos julle wil kan julle na vore kom en ook die tekens hier kom ontvang. Ek besef nou ek het nooit die kers ook laat aansteek wat ons herinner aan die lig wat na die wêreld toe gekom het nie, maar dit kan ons weer enige tyd doen. Julle is baie welkom om vorentoe te kom. Jesus se liggaam gebreek vir jou. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Ek weet nie of mense porsies wat Jesus se liggaam gebreek vir oom Christian. Jesus se liggaam is gebreek vir jou.
Ek gaan kom opsy. Ons het nou die dag gehoor ons moet krummels mors. Dis reg. Ai, Jesus se liggaam gebreek vir jou. Môre, Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Jesus se liggaam, ek het gedink ek kan jou. As hy Jesus se liggaam gebreek vir jou. Ja, Jesus se liggaam is vir jou gebreek. Eerens. Ja. Jesus se liggaam gebreek vir jou. Môre Martin, Jesus se liggaam gebreek vir jou. Ai, Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Ai. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Jesus se liggaam is vir jou gebreek, ja. Hy sê sappies in die middel. Jesus se liggaam is vir jou gebreek, Jesus. Vat jy 'n porsie of moet ek probeer die dinge sê? Nee, dis maar die sak. Kom jy kom jy kry. Ek sal. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Hy Jesus se liggaam gebreek vir jou. Dankie. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Jan. Jesus se liggaam is gebreek vir jou. Niet zo groot as ek my gesê het nou.
Hierdie Vrydag wat nou kom, gaan Lisa 'n tiener leier in Indaba bywoon by Wellington, by die Andrew Murray Spiritualiteitssentrum, en sy is daar regs onder op die skerm. En ons wil net ons seën vir jou toewens, Lisa, en sy verteenwoordig ons gemeente en die ring by hierdie geleentheid. So dis soos 'n klein sinodetjie waarvan elke ring 2 jong mense kan stuur. En Lisa na ouers het gesê is reg dat sy gaan. Weet jy hoekom jy gaan? Wat motiveer jou om te gaan? Hoekom wil jy gaan? Ja, maar ek dink mense sien nogal uit na daai klomp jong mense saam, né? Nee, sy sê sy gaan om met vir die Here se teenwoordigheid. Dit is 'n baie besonderse plek as jy ooit deur Wellington ry. Daar's 'n laerskool, nou moet ek gou sê Hugo, wat is hulle? Ja, Hugo Rust. Reg agter Hugo Rust is die ou opleidingskollege vir die sendelinge wat uit die NG Kerk uit in Afrika opgegaan het. En daarso is met hulle Andrew Murray se huis reggemaak en huis Samuel. So hulle gaan in huis Samuel bly, maar hulle gaan vergader in so 'n lesinglokaal wat hulle die ou donkies mee opgelei het. Die donkies is maar 'n bynaam vir die sendelinge wat in Afrika opgegaan het. So ek het al baie daar gebly, is 'n besonderse plek en daar's 'n pragtige kapel en jy hoor die kinders, maar julle gaan hulle nou nie naweek hoor nie. Maar daar's water wat loop en daar's 'n pragtige tuin en 'n mens kan daar rondstap en is lekker afgesonder. En ek kan net dink hoe julle gate uit gaan geniet as 'n klomp gelowige jong mense wat mekaar so goed gaan verstaan en die beste vriende gaan word oor die naweek. So ons as 'n gemeente wil ons beste wense aan jou oordra en ons vertrou jy sal daar kom veilig en dat dit 'n wonderlike ervaring vir jou sal wees, Lisa. Kom ons maak die oë toe en dan doen ons saam 'n gebed vir haar. Hemelse Vader, dankie dat U van kleins af, van ons geboorte af, 'n wonderlike liefdespad met elkeen van ons stap. En hoe bevoorreg is ons wat in huise groot geword het, waar ons ouers U dien, en waar ons van kleins af bewus geword het van U genade, en U liefde, en U begeerte om in 'n verhouding met ons te staan. Dankie laat Lisa in so huis groot word, en dat sy ook met daardie selfde liefde waarmee U haar lewe aangeraak het, dat sy na ander mense kyk, en dat sy ook na U kyk. Dankie vir die besonderse geleentheid wat die kerk skep, en ons bid dat hulle as jong mense wat die naweek bymekaar is, dat hulle bevestig mag word in hulle eie geloof, en dat hulle net opnuut sal besef dat U werklik die koning is van hierdie wêreld en van hulle lewens. Help hulle om ook hulle self te verbind aan U, om te sê, ek wil ook so 'n lewe lei soos U gelei het. 'n Lewe van liefde, van genade, van diens, van onvoorwaardelike diensbaarheid. En Here, mag sy ook terugkom na hierdie gemeenskap toe, en mag sy ervaar dat sy op 'n wonderlike manier opnuut versterk is in haar geloof en bevestig is as 'n priester wat diens doen in U koninkryk. Seën Fasie en haar ouers, mag hulle ook opgewonde wees oor haar gaan, en ons bid dat hulle ook lekker sal verlang na haar vir die naweek wat sy weg is daar in Wellington. Wees met hulle, Here, seën hulle. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie seën vir jou. Ons baie trots en dankbaar oor saam met jou. Mooi bly. Die lied waarmee ons hier vanaand verder ingaan is lied 421, die Here Jesus lewe uit die dood oorwin. Ek wil hom net sê, saam met haar gaan ook 'n jong lidmaat van Portable gemeente, so tussen Piketberg en Portable stuur ons ring dan vir hulle twee na die Indaba toe. Baie seën vir julle. Kom ons staan en dan sing ons lied 421.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.